Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor verantwoordelikhede in die plaaslike kerk. Verantwoordelikhede in die plaaslike kerk. En ons skrifgedeelte vanoggend is 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 13. 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 13, maar voordat ons dan nou die woord van God open, kom ons maak net eers weer die oë toe. Hemelse Vader, hoe genadig is U, ons Here. Hoe wonderlik is U, Here, dat U vir ons verlossing deur genade skenk. Maar Here, hier sien ons dan vanmôre ook dat dit nie beteken nou kan ons agteroor sit en op ons lauwere rus nie. Here, en daarom vra ons vanmôre dat U vir elkeen van ons wat luister sal wys wat ons verantwoordelikhede is, wat ons te doen staan, hoe ons te werk moet gaan in ons plaaslike gemeente, ook in ons gesinne. Here, maak daarom, vra ek U, elkeen se ore oop vanmôre. Here, dat hulle kan hoor wat U vir ons wil sê. Maak elkeen se verstand oop om te verstaan en elkeen se hart om die boodskap te bewaar. En Here, dan wil ek weer eens vir U vra, spreek tog deur my, Here. Raak my lippe aan. Dat dit nie ek is wat praat nie, maar dat dit U is wat met elkeen spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, almal van ons wil gesonde verhoudings hê, maar soms neem ons, ek wil amper sê dikwels neem ons aan dat sulke verhoudings sommer net spontaan sal blom. En as hulle floreer, dan is dit wonderlik, maar as hulle ly, ag wel, daar's nie veel wat ons daaraan kan doen nie. Maar die werklikheid is dat gesonde verhoudings verantwoordelikhede meebring. Vir verhoudings om te floreer, moet al die betrokke partye hulle wederwysige verantwoordelikhede verstaan en daaraan werk om na te kom. Dis waar in ons huwelike, in ons gesinne en in die plaaslike kerk. Want gesonde kerke gebeur nie sommer net. Gesonde kerke vereis dat beide leraars en lidmate hulle verantwoordelikhede nakom. En Paulus sluit dus hierdie brief aan die jong kerk in die heidense stad af met praktiese raad oor hulle verantwoordelikhede in die plaaslike kerk. En John Stott in sy The Message of 1 and 2 Thessalonians op bladsy 117 noem hierdie laaste afdeling Christelike gemeenskap of hoe om 'n evangeliekerk te wees. In verse 12 tot 15 toon dat verhoudings verantwoordelikheid vereis. Verse 12 en 13 toon die kerk se verantwoordelikheid teenoor sy leiers. Ken hulle, ag hulle hoog in liefde en leef in vrede met mekaar. En hierdie verse toon ook die leiers se verantwoordelikhede teenoor die kerk. Werk hard, dra toesig oor die kerk en vermaan die kerk. Dan verse 14 en 15 wat ons volgende week, as die Here wil, sal behandel, toon die kerk se verantwoordelikheid teenoor mekaar, bedien sensitief, leef liefdevol. Maar die hoofpunt van die hele gedeelte vanaf vers 12 tot 24 is dat God sy mense sal heilig en vrede sal inspireer, sodat hulle onberispelik kan wees by die wederkoms van Christus, volgens G.K. Beale in sy 1 en 2 Thessalonians. Maar vanoggend sien ons in verse 12 en 13 toon Petrus dat die plaaslike kerk en sy leiers wederwysige verantwoordelikhede in die Here het. Verskoon tog. En ons sal eers kyk na die verantwoordelikhede van kerklidmate en dan na die verantwoordelikheid van kerkleiers. So eerste, die kerk is verantwoordelik om sy leiers te ken, om hulle in liefde te ag en in vrede met mekaar te leef. En voordat ons hierdie verantwoordelikhede in meer besonderhede bekyk, moet ek daarop wys dat ons in die westerse kerk 'n groot verskywing nodig het in hoe ons oor die kerk dink. Amerikaners en ander westerlinge beskou die kerk dikwels as 'n besigheid of 'n diensorganisasie wat voordele vir sy lede of verbruikers bied. En kliënte soek rond vir 'n kerk wat die voordele bied waarna hulle soek en dan woon hulle die beste kerk by en hulle ondersteun dit. En as daardie kerk later nie die verlangde voordele bied nie, dan soek die kliënte na 'n ander kerk wat dalk beter kan doen.
En kerke voorsien dikwels in hierdie verbruikersdenkwyse deur die kerk te bemark asof dit sy beste beskikbare dienste aanbied. En 'n paar jaar gelede was ek nogal verstom te hoor van 'n vrou wat haarself voorgestel het as die bemarkingspastoor vir een van die kerke in haar stad. En ek moet erken dat ek nie geweet het dat die kerk 'n bemarkingspastoor nodig het. Maar in die Nuwe Testament is die kerk nie 'n besigheid wat in die godsdienstmark meeding om die beste dienste of voordele vir geestelike verbruikers te bied. Die plaaslike kerk is eerder 'n lewendige organisme wat bestaan uit diegene wat in Jesus Christus as verlosser en Here geglo het. En die Heilige Gees het hulle gedoop in die een liggaam van Christus wat die hoof is. En liggaam is natuurlik hoogs georganiseerd en daarom het kerke organisasie en bestuur nodig, maar die hoofkenmerk van liggame is lewe. Die kerklede het nuwe lewe in die Gees ontvang wat elke lidmaat vir diensgawes gegee het. En die plaaslike kerk is slegs gesond wanneer elke lidmaat funksioneer vir die opbou van die geheel, soos ons in Efesiërs 4 vers 12 tot 16 ook lees. En nog 'n manier waarop die Nuwe Testament die kerk uitbeeld is as die familie of die huishouding van God, wat saam opgebou word in sy tempel of sy woonplek. En Paulus het met die heidene gepraat wat voorheen van God se volk vervreemd was, maar nou in die kerk op gelyke voet met Joodse gelowiges staan. En hy skryf in Efesiërs 2 vers 19 tot 22, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En geliefdes, ons moet dus ontslae raak van die westerse idee dat die kerk 'n besigheids- of 'n diensorganisasie is, wat voordele vir verbruikers bied. Ons moet die Nuwe Testamentiese beeld van die kerk as die liggaam van Christus, die huisgesin van God, aanneem. En as lede van die liggaam of die huis of God se huisgesin is hierdie 3 verantwoordelikhede wat Paulus aan hierdie jong kerk noem. Of is hier, dit is, sal ek sê nie hier is daar 3. En dis duidelik dat hierdie nie omvattend is nie, maar fokus op spesifieke behoeftes in daardie kerk. Eerstens, die kerk is verantwoordelik om sy leiers te ken. Vers 12 word op verskillende maniere vertaal, soms party praat van waardeer, anders sê respekteer, anders sê erken of gee erkenning aan. En die Griekse werkwoord is eenvoudig ken. En dit beteken waarskynlik dat hulle sekere manne as die wettige leiers van die kerk moes erken en aan hulle die nodige respek moes gee. Soos wat Jean L. Green in the Letters to the Thessalonians sê. En Dr. John Walvoort in the Thessalonian Epistles verduidelik dat hierdie kerk slegs 'n paar maande maar bestaan het. So elke lid was relatief nuwe bekeerling. En niemand het enige seminarium of Bybelkollege opleiding gehad nie. Tog het God sommige as leiers opgerig. Miskien het Timoteus leiers aangestel toe hy sy opvolgbesoek onder Paulus se leiding afgelê het. En sommige in die kerk het dalk oor hierdie leiers gesê of gedink, maar wie dink hulle is hulle om 'n leiersrol in die kerk te vervul? Ons het almal terselfdertyd gelowiges geword. En Paulus dring dus daarop aan dat die kerk diegene wat God as leiers opgerig het, moet erken of respekteer. En ons weet nie of hulle nog ouderlinge of opsieners genoem is nie, maar alhoewel Paulus wel 'n deel van hulle verantwoordelikheid beskryf as die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is. Maar die Nuwe Testament gebruik 3 woorde vir dieselfde amp. Ouderlinge, opsieners en herders. En ons sien dit in Handelinge 10 vers 17 en 28, Handelinge 20 vers 17 en 28 en Efesiërs 4 vers 11, 1 Timoteus 3 vers 1 en Titus 1 vers 5 en vers 7 en 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. En ouderlinge weerspieël die geestelike volwassenheid wat nodig is vir die amp. En die woord opsiener fokus op die geestelike en administratiewe vereistes vir die liggaam om goed te funksioneer en herder kyk na die taak om God se kudde te versorg. En op sy eerste sendingreis het Paulus die kerke wat hy gestig het herbesoek en
ouderlinge in elke kerk aangestel, soos ons in Handelinge 14 vers 23 sien. En later, toe hy Filippense geskryf het, het hy die brief aan die heiliges gerig, insluitende die opsieners en diakens, soos in Filippense 1 vers 1 dadelik sê. En diakens wat, soos ek het verstaan, manlik of vroulik kan wees, as ons 1 Timoteus 3 vers 8 tot 13 en Romeine 16 vers 1 lees dan, hulle dien deur die ouderlinge in praktiese sake by te staan, soos Handelinge 6 vers 1 tot 6 ook sê. En die kwalifikasies vir hierdie ampte is soortgelyk, behalwe dat ouderlinge God se woord moet kan onderrig, soos 1 Timoteus 3 vers 2 en Titus 1 vers 9 baie duidelik vir ons sê. En die ander kwalifikasies fokus op godvrugtige karakter. En ook verwys die Nuwe Testament altyd na 'n veelvoud van ouderlinge in elke kerk. Want in Handelinge 20 vers 17 het Paulus homself as deel van die ouderlinge van die kerk in Efese genoem. En in Titus 1 vers 5 herinner Paulus vir Titus daaraan dat hy in elke stad ouderlinge moes aanstel. En aangesien daar destyds slegs een kerk per stad was, het Paulus bedoel dat daar verskeie ouderlinge in elke kerk moes wees, want dit mag wees dat dit 'n groot stad was soos Efese, en dat elke ouderlinge beheer was van 'n spesifieke huiskerk, aangesien die kerk nie sy eie gebou vergader het soos ons vandag ken nie. Maar daar was ouderlinge, en dit is in meervoud in elke kerk enkelvoud. En die enigste keer dat die Nuwe Testament een man genoem het wat oor 'n plaaslike kerk was, veroordeel die apostel Johannes vir Diotrefus, wat daarvan gehou het om eerste onder hulle te wees in 3 Johannes 9 vers 10. En toegegee, een man mag 'n leier onder die ouderlinge wees, soos Jakobus, die broer van die Here, blykbaar in Jerusalem was, volgens Handelinge 15 vers 6 tot 30 en wat ons weer sien in Handelinge 21 vers 8. Maar hy het saam met ander apostels en ouderlinge gewerk, sien ons in Handelinge 15 vers 22 en Galasiërs 2 vers 9. Daar is wysheid in 'n menigte beraders, sê Spreuke 11 vers 14 en Spreuke 15 vers 22. En 'n veelvoud van ouderlinge bied kontroles en balanse. Maar die pastoor is nie veronderstel om die kerk te bestuur op sy eie. Inteendeel, saam met die ouderlinge, ouderlinge moet saam die wil van God vir sy kerk onderskei terwyl hulle die Here soek en met mekaar omgaan. Dus of die nuance nou ken of waardeer of respekteer of erken jou kerkleiers is, hoe doen jy dit? Kom ek sê, een beginpunt sou wees om hulle te leer ken. Nooi hulle in hulle gesinne oor vir aandete. Leer oor hoe hulle die Here ontmoet het en wat hulle gehelp het om in die Here te groei. Vind uit wat hulle bekommernisse is terwyl hulle die kerk wil lei, sodat jy getrou vir hulle kan bid. Vra hoe jy hulle kan help dien terwyl hulle die kerk dien. As tweede punt, die kerk is verantwoordelik om sy leiers baie hoog in liefde te ag. En Tessalonisense 5 vers 13 sê, bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. En die werkwoord wat vertaal word as agting, beteken om te dink of te oorweeg. En die bywoord wat as hoogste vertaal word in Efesiërs 3 vers 20 gebruik, waar Paulus sê dat God in staat is om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Met ander woorde, eerder as om oor kerkleiers te kla, soos ons so geneig is om oor ons politieke leiers te kla, sê Paulus dat die kerk hulle in die hoogste agting in liefde moet hou van wie hulle werk. En hulle werk is om toesig te hou oor, om te bewaak en te herder oor diegene wat Christus met sy eie bloed gekoop het. Soos Handelinge 20 vers 28 sê. En ek kan julle verseker, dis nie maklike werk. En daar is een sin waarin elke lid van Christus se liggaam verantwoordelik is om die ander lede te help herder. Jy ken sekere lede van jou kerk baie beter as wat enige van die ouderlinge hulle ooit sal ken. En as jy aanvoel dat hulle sukkel of van die Here afdwaal, dan moet jy nader na hulle kom en probeer om hulle te help om weer op die spoor te kom. Romeine 15 vers 14 en Galasiërs 6 vers 1 en dan vers 14 van 1 Tessalonisense 5 sê dit vir ons volgens. Maar as 'n probleem groter is as wat jy kan hanteer, dan roep jy een van die ouderlinge en soek sy hulp.
En ons kan saam God se kudde beter lei as wanneer jy die werk heeltemal net op die ouderlinge aflaai. En om ouderling baie hoog in liefde te ag beteken nie dat jy nooit bekommernisse of probleme wat jy in die kerk sien moet opper nie. Want ouderlinge kan nie hulle werk goed doen as hulle nie bewys word of bewus word van probleme wat aangespreek moet word. Want daar's 'n regte en 'n verkeerde manier om probleme op te haal. Weet, toe my kinders nog in die huis was, wou ek hulle moes vry voel om met my te praat oor dinge waaroor hulle nie gelukkig was in die huis nie. Maar ek het hulle nie toegelaat om dit uitdagend te doen, sonder respek nie. Hulle moes my gesag in die Here as hulle Vader respekteer. En hierdie selfde analogie geld vir die plaaslike kerk. God het ouderlinge oor julle in die kerk gestel, en ons sal meer daaroor net nou noem. Maar julle moet hulle baie hoog in liefde ag in die Here. En met daardie houding is jy vry om probleme of klagtes na hulle toe te bring, en nie na almal anders in die kerk nie. Maar jy moet ook verstaan dat die ouderling by wie jy kla, jou mag vra om betrokke te raak by die oplossing van die saak. En ook as 'n ouderling jou op enige manier mishandel, of as jy iets in sy gedrag of sy leering waarneem wat die skrif sou skend, dan moet jy privaat na hom toe gaan en met hom oor die saak praat. As hy nie na jou luister nie, dan neem jy een ander persoon en jy gaan na hom toe. En as hy na julle albei nie luister nie, dan neem jy die saak na die ouderlinge as 'n groep toe, soos Matteus 18 vers 15 tot 17 vir ons sê. So om 'n leier hoog in liefde te beskou beteken nie dat hy vry is van teregwysing wanneer hy verkeerd is nie. Pastore is nie vrygestel van teregwysing as sogenaamde Godse gesalfde nie, soos sommige ons vir ons beleer. Maar dan ook as 'n ouderling jou konfronteer oor een of ander sonde of tekortkoming wat hy in jou lewe sien, moet jy hom steeds hoog in liefde ag as gevolg van sy werk. Jy moet aanvaar dat hy jou vermaan omdat hy jou liefhet en vir jou omgee. Moenie reageer deur te dink of te sê, wie dink hy is hy? Hy het ook sy probleme, wat gee hom die reg om my te reg te wys nie? God se woord sê dat God hom daardie reg of daardie verantwoordelikheid gegee het. En geliefdes, dis nie 'n maklike verantwoordelikheid nie. So ken of respekteer dus julle leiers en ag hulle hoog in liefde van wie hulle werk. En derdens, die kerk is verantwoordelik om in vrede met mekaar te leef. As jy verdeeldheid in die kerk aanwakker deur te kla of jy in persoonlike rusies met ander lidmate van die kerk betrokke raak, dan maak jy die ouderlinge se werk baie moeiliker. Want soos ek sopas gesê het, as daar 'n wettige probleem is wat aangespreek moet word, bring dit asseblief onder die aandag van 'n ouderling. Vals leerstellings of ernstige ongehoorsaamheid in die kerk moet aangespreek word. Maar al te dikwels verdeel kerke oor selfsugtige, onbenullige sake. Ek het gehoor van kerke wat verdeeld is omdat die aankondigings van die middel van die diens na die begin verskuif is, of andersom, of omdat die aanbiddingsleiers tromme gebruik. Soos Paulus in Kolossense 3 vers 15 beveel het, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Maar hoewel Paulus hoofsaaklik kerklidmate in verse 12 en 13 aanspreek, is daar in sy versoek sekere verantwoordelikhede van kerkleiers ook ingebed. En weer eens, die lys is nie volledig nie. En dit is ons tweede hoofpunt. Kerkleiers is verantwoordelik om ywerig in die kerk te werk, om in die Here oor die kerk te sorg en om die kerk te vermaan. So kom ons kyk daarna. Eerstens, kerkleiers is verantwoordelik om ywerig in die kerk te werk. Daar is 'n ou grappie dat dit nie baie goed betaal om 'n pastoor te wees nie, maar die ure is wonderlik, 9 tot 10 op 'n Sondag. En met die onbetaalde ouderlinge is selfs die betaling nie eers daar nie. Maar Paulus spreek dalk diegene in die Tessalonisense kerk te wat nie gewerk het nie, maar op die res van die liggaam geteer het, soos ons ook in 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 12 sal sien. En miskien as enige van die ouderlinge deur die kerk ondersteun is daar die neiging om te verslap. Die meeste van hulle was waarskynlik tweeledig, en toe dit op die punt kom, het die kerkpligte tweede plek ingeneem. As jy sê tweeledig, bedoel ek hulle was op twee plekke besig, hulle het hulle eie werk en dan die kerk se pligte gehad, en
dan het die kerkpligte tweede plek ingeneem. In 1 Timoteus 5 vers 17 skryf Paulus, hy sê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. En dubbele eer verwys na beide respek en van 'n finansiële vergoeding. Maar daardie dubbele eer gaan aan diegene wat hard werk aan prediking en onderrig. En om daardie werk goed te doen, is harde werk. Ten minste vir my, boodskappe kom nie elke week uit die hemel neer nie. En ek sê nie hierdeur dat God dit nie vir my gee nie, dit is hy wat vir my die boodskappe gee, maar dit verg baie ure se arbeid. 'n ander pastoor vertel dat hy 'n ouer pastoorvriend in Kalifornië gehad het, wat gereeld met hom wou byeenkom, maar hy moes dikwels nee sê omdat hy oorweldig was om net sy werk elke week gedoen te kry. En uiteindelik het hy hierdie ouer man gevra hoeveel ure 'n week hy in die bediening deurbring, en die ouer man het geantwoord ongeveer 30. En hierdie pastoor was verstom, want hy het nog altyd probeer om homself tot 50 uur per week te beperk, en hy kon nie altyd daarby hou nie, so dit was geen wonder dat hy meer gereeld tyd gehad het om met hom saam te kom as andersom. Nou, tweedens, kerkleiers is verantwoordelik om beheer oor die kerk in die Here te hê. Herodotus en Plato het die woord wat vertaal word as beheer oor jou hê, het hulle gebruik om te verwys na leierskap in 'n leer of 'n staat of 'n party, 'n politieke party. In die Nuwe Testament gebruik Paulus dit wanneer hy sê dat beide ouderlinge en diakens goeie bestuurders van hulle eie huishoudings moet wees, soos in 1 Timoteus 3 vers 4 en 5 en vers 12. En wanneer hy sê dat ouderlinge wat goed regeer as waardig van dubbele eer beskou moet word in 1 Timoteus 5 vers 17. Dit sluit dus verantwoordelikheid in vir die bestuur of die toesig oor alle aspekte van 'n plaaslike kerk. Verkondiging van die woord, die bewaking van die kudde teen valse leringe, die leiding in die weë van die Here, die hulp met die oplos van konflikte tussen lede, toesig oor kerkfinansies en die verskaffing van algehele leiding vir die kerk. En ouderlinge moenie hierdie verantwoordelikhede uitvoer deur oor die kudde te heers nie, maar eerder deur voorbeeld en hulle sagte vermaaning. Ons sien dit in Lukas 22 vers 25 tot 27, Petrus noem dit in 1 Petrus 5 vers 2 tot 3, en ons sien dit in 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26, en ons het dit gesien in 1 Tessalonisense 2 vers 7 tot 8, en weer vers 11 tot 12, as julle reg onthou. En van hulle kant word van die kerk vereis om die ouderlinge se leierskap te volg en hulle aan hulle te onderwerp, tensy hulle natuurlik in ernstige leerstellige dwaling of sonde verkeer. Hebreërs 13 vers 17, en dit is 'n skrikwekkende vers vir elke ouderling, beveel en sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. En ek dink dat ons dikwels ons westerse demokrasie ingesteldheid te ver in die plaaslike kerkregering wil invoer. Terwyl die hele gemeente baie belangrike verantwoordelikhede in die funksionering van die kerk gegee word, het die ouderlinge tog die finale gesag en verantwoordelikheid in die Here. Daardie frasietjie wat bygevoeg word om oor julle te sorg, naamlik in die Here, beteken dat ouderlinge aan die Here onderdanig is en aan hom verantwoordelik is. En hulle sal aan hom verantwoording moet doen. En dit is soos gesag in die huis. Mans is verantwoordelik vir die leiding van hulle gesinne, maar dit beteken nie om diktators te wees nie. Enige Godgegewe gesag is hoofsaaklike verantwoordelikheid, nie 'n voordeel. Maar diegene onder gesag moet hulle ook aan die gesag onderwerp. Dis 'n totale ondemokratiese konsep vir ons. Dit beteken ook dat wanneer ons ouderlinge kies, ons dit nie moet beskou as om vir die kandidaate te stem nie. Ons gee eerder ons gebedsvolle oordeel dat die manne wat as ouderlinge erken word, voldoen aan die kwalifikasies wat in die skrif uiteengesit word. Ons moet geen man in die ampt van ouderling aanstel sodat hy die werk van 'n ouderling sal begin doen. Die man moet eerder die werk doen en daarom erken ons hom as 'n ouderling. Ouderlinge moet harde werkers wees in die Here
en hulle moet in die Here toesig hou oor die gemeente. En dan derdens, kerkleiers is verantwoordelik om die kerk te vermaan. Die nuwe Amerikaanse standaard Bybel vertaal as gee julle onderrig, maar soos daar's 'n kantaantekeningkie lei, is dit letterlik vermaan julle. En Paulus gebruik hierdie selfde woord in vers 14 wanneer hy sê vermaan die onordelikes. En Paulus is die enigste persoon in die Nuwe Testament wat hierdie woord gebruik. In Handelinge 20 vers 31 het hy die ouderlinge van Efese herinner en gesê, daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank dag en nag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En dit het die nuance van mondelinge teregwysing. Het sy individueel of wanneer 'n groter groep onderrig word. En dit is die taak van elke kerklidmaat, nie net van die ouderling nie. In Tessalonisense 5 vers 14, Romeine 15 vers 14, Kolossense 3 vers 16, Efesiërs 6 vers 4. Maar tog is dit veral die taak van die ouderlinge. En kom ons wees eerlik met mekaar, om iemand te vermaan is nooit 'n aangename taak nie. As dit vir jou aangenaam is, dan moet jy dit nie doen nie. Want gewoonlik sal die persoon wat vermaan word jou raad weerstaan of jou dalk aanval omdat hy nie sy son in die gesig wil staar. Maar as jy vir hom omgee en wil hy moet alles weet wat God wil hy moet wees en hy moet alles wees wat God wil hy moet wees. En dit is die hart van Bybelse liefde. Dan moet jy hom vermaan as hy op pad is na 'n geestelike afgrond. 'n Goeie herder kyk nie hoe 'n skaap na 'n afgrond afdwaal en sê, "Jong, dit lyk dan nou regtig dom. Ek weet hy gaan oor die kant val nie." Inteendeel, die herder doen alles in sy vermoë om die skape van gevaar en skade te beskerm. En die hooftaak van 'n getroue herder is om die woord te verkondig, wat teregwysing, bestraffing en vermaaning behels, soos wat 2 Timoteus 4 vers 2 vir ons sê. En Paulus verduidelik dan in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, dan sê hy, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Dit beteken dat wanneer jy 'n kerk kies, moenie een kies waar die pastoor altyd goed voel boodskappe lewer nie. As 'n pastoor se preke nooit op jou tone trap nie, dan doen hy nie sy werk nie. Want die Bybel trap dikwels op ons tone. En hy doen dit nooit om ons skade te berokken nie, maar eerder om ons te korrigeer, sodat ons geseën sal word deur lewens wat ooreenstem met die beeld van Jesus Christus. Kerkleiers is verantwoordelik om God se woord te gebruik om die kudde te vermaan. En ek wil afsluit, kom ons hersien net vinnig. Gesonde verhoudings in 'n gesonde kerk gebeur nie sommer net nie. Dit vereis seker verantwoordelikhede. Jy is verantwoordelik om kerkleiers te erken en te respekteer, om hulle baie hoog in liefde te ag en in vrede met ander kerklidmate te lewe. En die leiers is verantwoordelik om ywerig te werk om die kudde te lei, om in die Here oor die werk te waak en die kerk te vermaan soos nodig. En iemand het eendag opgemerk dat God slegs 2 dinge van hierdie planeet af gaan red. Sy woord wat vir ewig bly en sy kerk wat bestaan uit almal wat in hom glo. En so is ons verantwoordelikhede in die plaaslike kerk belangrik in die lig van die ewigheid. En ek sluit af met die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Kom ons maak die oë toe. Julle baie dankie weer eens vanoggend vir hierdie uiteensetting en 'n opdrag hoe ons in die plaaslike kerk moet optree. Ons verantwoordelikheid om onsself ondergeskik te stel aan die leiers wat hy aangestel het, om hulle leiding en hulle vermaning en teregwysing te aanvaar, om hulle hoog in liefde te ag,
maar ook om mekaar te help en mekaar aan te spoor, te vermaan en te leer. Here, help ons om dit in liefde in die Here te doen. In Jesus naam, amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Mag hierdie boodskap vanmôre vir julle van groot betekenis wees. Mag dit sielevoedsel wees. Mag dit julle help en julle lei hoe om in en met die gemeente om te gaan. Mag julle kerkleiers hoog eer in liefde en in die Here. Mag julle hulle ondersteun en mag julle onderwerp aan hulle vermaning en lering. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder van Paulus en van die Here te leer uit hierdie brief van die Tessalonisense. Maar tot dan, mag die Here se genade met julle wees. Mag die Here self met julle wees. Mag die Here julle seën. Shalom.